Goeiedag en baie welkom hier by ons oggendoordenkings en ons praat iets oor geestelike oefeninge. Hoe kan ek en jy ingeskakel bly by God, by Jesus se genade? 2 Timoteus 2 vers 22 is een van my gunsteling versies, net omdat dit so maklik is om te onthou, né? 2 Timoteus 2:22. Hy sê hierdie woorde: vlug vir enige iets wat jeugdige drange aanwakker. Spit jou daarop toe om reg voor God te lewe. Streef na geregtigheid, geloof, liefde en vrede saam met die wat die Here met 'n rein hart of rein harte aanroep. Hy begin met vlug vir jeugdige drange. Is iets van, wat doen jy met jou liggaam? Hoe vlug jy vir versoekings? Hoe bly jy uit plekke uit weg wat die jeugdige drange in jou en my kan aanwakker? Dis die een kant van geestelike oefeninge, om jou en my sterk te maak om weg te bly van sonde af. Maar dan praat hy ook van 'n ander kant van geestelike oefeninge. Die een kant is vlug weg, maar die ander kant is, waarna streef jy? So, waarvan moet jy al wegbly en waarna toe moet jy hinker? Wat moet jy met jou lewe doen? En dan sê hy iets van, streef na geregtigheid, geloof, liefde en vrede. Met ander woorde, daar's 'n ander manier. Dis nie net van, ek moet net altyd vlug vir alles nie. Ek moet ook streef, ek moet 'n plaasvervanger in my lewe inbou. En soveel mense het dit al agtergekom, as jy jou lewe regtig wil verander, gaan dit nie net oor bly weg van plekke af nie, maar plaas jouself op ander plekke. 'n Plekke wat jou help met geloof, liefde, vrede en om saam met ander gelowiges die wil van God te doen. Versoekings word maklik oorwin as jy eerder die plaasvervangers na strewe en sê, ek gaan my besig hou met die regte goed lees, na die regte goed kyk, in die regte geselskappe bly met my lewe. Kom ons bid daarvoor, dat ons wegvlug vir die verkeerde en streef na die goeie. Kom ons bid dit saam. Dankie Hemelse Vader, dat U ons kan help om te vlug vir die bose en om te streef na die goeie. Dankie dat U vir ons daai krag gee. Dankie vir medegelowiges saam met wie ons kan streef. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.